Ja, goeiemôre julle. Ek begin so rapsie vroeër. Ek het gisteraand met die gesukkel het ek die opname nie gestop nie en toe het ek hom verloor. En ek het nou verduidelik gisteraand dat ek probeer eintlik nou met twee skerms te werk om te kyk of ek eintlik dit beter kan doen. So as daar enige iets is wat pla, verstaan, maar 'n mens probeer altyd dit ter wille van die mense wat deelneem aan die Bybelstudie, probeer jy dit so 'n bietjie beter te doen. En ons probeer ook altyd werk aan die kwaliteit van die opname ensovoorts. So wees maar geduldig met enige foute of tekorte wat daar is. Ons kom dan vanoggend by mekaar om aan te gaan met die Bybelstudie oor die aanbidding van God en wat tot 'n groot mate 'n besinning is oor die liturgie. En wat is die verskillende dele van die liturgie? Nou ek sien dit is nou 'n minuut na die tyd, so ek wil dan vir ons open. Miskien daar sien ek is tog nog twee mense wat hy vir my wys. Ek hulle net ook toelaat. Ekskuus as ek 'n bietjie wegkyk na my regterkant toe, dan is dit om te kyk op die regterkantste skerm, maar nou is die een wat opneem is reg voor my. Goed, so ons hoop dit is nou almal. Daar's hy. Ek wil vir ons soos gebruiklik begin deur saam met julle te bid. Ons almagtige Vader wat in die hemel is, ons tree in u teenwoordigheid met die nodige ontzag en respek wanneer ons u aanroep. Ons bid vir die leiding van die Heilige Gees sodat ons werklik u woord kan verstaan en sodat ons in ons aanbidding van u ook in ons eredienste kan groei en dat ons dit op die regte manier kan doen tot die eer van u naam. Ons bely dat ons as mense moet voortdurend ontwikkel en gebou word en daarom bid ons ook vir die leiding van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees deur hierdie woord wat ons vanoggend hoor, ons elkeen sal laat groei en ons sal bou. Ontwikkel ons tot die mense wat u wil hê ons moet wees, wat werklik diensbaar kan wees in die kerke waar u ons geroep het. Ons vra dit van u in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed. Ja, baie welkom weer eens aan julle almal. Ons het nou al gesien en ek gaan so vinnig dit saamvat. Ek gaan nie alles herhaal nie. Hierdie Bybelstudie het begin met die gedagte en ek dink dit is deel van 'n groter dryfveer in ons gemeente, ook in die saadkorrel die afgelope tyd, wat ons die vraag vra, is ons werklik nog besig met God? Kom ons uit in ons daaglikse lewe by hom? Praat ons net oor God of is ons by God? En ek dink in hierdie wêreld waar ons lewe, word daar baie gepraat oor God. Maar mense ken nie meer God nie. En dit kan ook gesien word in die wyse van aanbidding. En julle sal agterkom dat daar verskyn baie literatuur deesdae oor die moderne manier van aanbidding, wat eintlik antroposentries is, met ander woorde mensgerig is. Antropo beteken mens, en sentries natuurlik middelpunt, teenoor die theosentries. Die theosentries, dis die woord theos, wat beteken God gesentreerd. Nou, in ons eredienste wil ons God gesentreerd wees. Ons wil by God uitkom, en ons wil nie net besig wees met mensgesentreerde aanbidding nie. Nee, dit kan so maklik gebeur, dat 'n mens gesentreerd is in jou aanbidding. Nou, ek wil vir ons lees, en ek gaan dit nie nou vertoon nie, maar jy kan, en ek wil jou ook dan vra, volg dit asseblief in jou Bybel. Nou, ek het nou hier 'n Bybel, laat ek net sien of ek 'n ander vertaling kan raakvat hier in hierdie studeerkamer. Ja, nou sien ek nou op hierdie oomblik, ek dink hier is een in hierdie tas van my. Ek soek tog net 'n ander Bybel. Daar's hy.
Kom ons lees saam Psalm 121 en ons gaan na verskeie gedeeltes uit die woord van die Here kyk vanoggend. Psalm 121, dis die baie bekende pelgrimslied wat ek ook dan al vir baie jare gebruik met die introitus, die ontmoetingsgedeelte van ons erediens. Ek gaan vra dat ek ook van die ander gedeeltes wat ons goedgekeur het in die toekoms kan gebruik, terwille ook daarvan dat 'n mens nie verval in formalisme nie. Formalisme is gewoonte godsdiens. So, Psalm 121 lees ons in sy geheel saam, is 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Nou, die deel van die erediens waaroor ons vanoggend gesels, is daar waar die gemeente van uit die wêreld losgemaak word en intree in die ruimte van God. Nie dat ons sê daarmee dat God nie alomteenwoordig is nie, maar die kerkgebou is vir ons die ruimte waar ons kom om God te ontmoet, in 'n besondere sin as 'n gemeente saam. En wanneer ons in daardie ruimte inkom, en dis hoekom ons daai ruimte op 'n sekere manier ook wil inrig, dan spreek dit daarvan, dis vir ons 'n ruimte waar ons respek bewys en waar ons eerbied gee en toebring aan God. En daarom is dinge soos die argitektuur en hoe die gebou lyk en wat daar is en wat nie daar is nie, is belangrik. En as jy gaan kyk na baie van hierdie moderne aanbiddingssentrums, dan word dit inderdaad ook gebruik vir konferensies of vir toesprake. Maar dit is eintlik nie geskik om 'n liturgiese ruimte te wees nie. Dis nie meer 'n ruimte van ontmoeting met God nie. Dit is nie uitsonderlik nie, dis nie anders nie. Die ruimte waar ons God ontmoet moet 'n anderse ruimte wees. Dit is as het ware die raakpunt van God se voete hier by ons op aarde, in ons omgewing. Soos wat die tempel en voorheen die tabernakel met die ark van die verbond, die raakpunt was van God se voete by sy volk. En as jy in daardie ruimte intree om God te ontmoet, dan kom daar in jou hart en op jou lippe woorde. Dan wil jy sê, maar ek maak my nou los van die wêreld hier rondom my, van alles wat in die wêreld is, ook van die dinge wat in my lewe is, en wat in my gedagtes is, waarmee ek besig is. Ek kom hier en ek kom staan hier voor God, en ek kom hier en ek kom buig hier voor God, ek kom hier om hom te ontmoet. En daarom moet 'n mens ook sê, nou maar goed, hoe moet dit wees voordat 'n mens so in God se teenwoordigheid kom? En ek dink 'n gewyde stilte is gepas, die gepaste orgelmusiek. Ek dink selfs dat die afkondigings kan 'n mens dalk eerder aan die einde van die diens sit. Daarom sing ons as 'n gemeente ook voor die tyd saam. Dit is nie net om onbekende psalms te oefen nie, maar dit is ook om vooraf ons voor te berei. Deel van daardie voorbereiding vir hierdie
absolute belangrike ontmoeting met die lewende God, die grootste wese in die ganse heelal. Het mense vroeër jare gesit en hulle Bybel gelees in stilte, miskien met die orgelmusiek in die agtergrond, of hulle het die belydenisskrifte gevat en hulle dit deurgelees, en dit het ook die voordeel gehad dat mense as gelowiges groei en ontwikkel, maar dit was alles ingestem op die gedagte van ek is besig om my voor te berei om God te ontmoet. Nou, ek sal byvoorbeeld ook op 'n Saterdag aand as ons die dag afsluit, dan bid ek dat die Here ons sal help om ons voor te berei met die ontmoeting met hom die volgende dag. En die oggend as ek in my studeerkamer begin met my voorbereiding met die oog op die erediens, dan is dit weer deel van my totale voorbereiding op pad na hierdie ontmoeting met God. En die afgelope Sondag het ek byvoorbeeld ook 'n gesprek met my vrou gehad, wat ek vir haar sê, weet ek wil nie baie goed doen of baie goed moet hanteer op 'n Sondagoggend, want ek is gefokus op hierdie ontmoeting met die Here en sy woord wat ek moet bring. En elke lidmaat, nie net die predikant nie, maar elke lidmaat berei jou voor vir dit wat gaan gebeur. En dit is die eerste dag van die week, dit is die groot oomblik van die week, en jy daarna uitgesien. Jy het in jou hart daarna verlang, om saam met medegelowiges in 'n erediens by mekaar te kom, om God te dien. En 'n mens stap nie sommer net in, byvoorbeeld by iemand belangrik se kantoor nie. Wat nog te sê by 'n aardse koning, jy word ingenooi. En dan kom jy in met die regte kleredrag en die regte houding. Ek dink daar kan 'n mens seker tot 'n mate sê, jy weet, verwysend na die ontmoeting tussen die presidente Ramaphosa en Trump. Hoe dat ons president, jy weet, ek dink Zelensky was 'n beter voorbeeld, Zelensky wat eintlik verkeerd aangetrek was vir die geleentheid. Dit het nie getoon op respek nie. Dis belangrik. Die wêreld vandag wil nie aan hierdie goed aandag gee nie, hulle maak asof dit nie belangrik is nie, asof alles maar op 'n lekker informele basis kan gebeur en werk. Maar as jy Psalm 121 lees, dan kry 'n mens onmiddellik die gevoel van, jy werk hier met God en jy wil in God se teenwoordigheid kom, want die pelgrims, weet ons, was op pad Jerusalem toe, nee, om die Here daar te gaan ontmoet by die tempel. En dan roep hierdie pelgrim, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En ek dink 'n mens moet altyd besef ook dat om in die teenwoordigheid van God te kom, die lewende God, moet jy besef wat jy doen. En dan kom daar, en my hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Onthou, wie is hier die heilige God wat jy kom om te ontmoet? Dis nie iemand klein nie, dit is nie iemand onbelangrik nie, hy is nie 'n mens nie, hy is nie soos ons nie, hy is ewig, hy is onbegryplik, hy is onsienlik, hy is almagtig. Daar is soveel dinge wat 'n mens van God moet sê en van God moet weet. Nou, ek dink dat dit is belangrik dat 'n mens dus sê, my hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en ja, hy wil my ontmoet. En ons het dit ook gesien gisteraand en verlede naweek in die prediking, ek as mens is nie vir hom onbelangrik nie. Psalm 124, ons het nou gehad Psalm 121, maar
Psalm 124 is ook 'n psalm wat my onder die indruk bring van hoe ontzagwekkend God is, wie hy is, en hoe groot hy is. En ek wil dit ook vir julle lees hier aan die begin van hierdie Bybelstudie van vanoggend. Hy sê, 'n bedevaartslied van Dawid. As die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê, as die Here nie vir ons was nie, toe die mense teen ons opgestaan het, dan het hulle ons lewenslig verslind, toe hulle toren teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. Geloofd sy die Here wat ons aan hulle tande as byt oorgegee het nie. Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vrygeraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou dit is weer aan die einde van die psalm wat aan die begin is van Psalm 121. So ek besef my daaglikse stryd dra ek nie met my saam as ek hierdie ruimte betree nie. Ek probeer my so 'n bietjie distansieer daarvan, maar ek besef wel wat God vir my gedoen het. Ek het sy hand gesien in my lewe. Ek lewe onder sy hand, onder sy sorg. Ek lewe in sy teenwoordigheid. Maar ek kom om die Here te ontmoet en in verhouding met hom te tree. Nou, ek wil kyk of ek vir julle 'n ander ding net kan wys wat ek vanoggend aan gewerk het, en dit handel eintlik oor hierdie eerste deel van ons erediens, die introitus. Ek dink dat ons moet baie meer maak van ons kennis. Ons moet ons meer toelê op 'n beter verstaan van ons gereformeerde erediens en hoekom hy so werk. Dis deel van hierdie aanbidding van ons as 'n gemeente van God saam. Nou, alles wat ek nou al gesê het, gaan oor en hierdie ontmoetingsdiens in Afrikaans, en noem ons die introitus, die ontmoetingsdiens, hierdie eerste gedeelte van die erediens, is die ontmoetingsdiens. Is om te sê, ons kom as 'n verbondsvergadering, mense wat God in hierdie wêreld vir hom in 'n verbond, in 'n saam getrek het en met 'n verbond aan hom verbind, en nou kom ons na hom toe. Nou in daardie ontmoetingsdiens, en daarom het ons ook nie 'n los, 'n spontane, onsekere ontmoeting met God nie. Dis nie soos in charismatiese kerke, waar jy weet eintlik nie wat volgende gaan gebeur nie. Dit is elke week anders nie. Daarom is daar 'n vaste reëlmaat. Ons weet presies wat gebeur volgende, want elke deel daarvan is belangrik en het betekenis. Nou goed, hierdie ontmoetingsdiens bestaan uit die volgende gedeeltes. Nou, ons gaan nie alles gedoen kan kry vanoggend nie, dis te veel. Maar ek noem dit so lank, ek sal ook hierdie Bybelstudie en hierdie stuk spesifiek verder verwerk, en dan verskyn dit ook in ons saadkorrel. Met ander woorde, nou kan jy dit, jy het aantekeninge, jy kan dit deurlees, jy kan weer daaroor dink, jy kan jou beter voorberei. Hoekom? Want dit gaan oor die ontmoeting met God, dat jy besig is met die ware God, dat ons nie net kerk is ter wille van kerk wees, of erediens toe gaan en ons weet nie wat daar gebeur, of hoekom gebeur dit nie, maar dat ons werklik by God uitkom. Goed, so die ontmoetingsdiens is die wotum, die seëngroet. Die wotum is die deel waar ons dan nou sê, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het, en dan die seëngroet is,
waar die Here kom en hy groet ons met sy seën, genade en vrede vir julle van God ons Vader, byvoorbeeld. Dan die loflied en die geloofsbelijdenis. So met die wotum verklaar die gemeente ons hulp is in die naam van die Here. Ons verklaar dus ons gerigtheid is op God. Presies wat ons nou oor met mekaar baie al gepraat het die afgelope tyd as 'n gemeente. Veral ook in ons saadkorrels en ons artikels. Dit is die gemeente wat handel en daarom word verklaar dat die samekoms amptelik is. Dit is nie maar sommer net 'n los gebeurtenis nie. Ons wil dit doen op die manier wat vir God aangenaam is. Dit gaan nie oor wat vir ons lekker is en hoe ons dit wil doen nie. Jy weet, jy kry letterlik hier op die rand gemeentes wat jy kan in 'n lekker wingback stoel gaan sit met koffie wat jy bestel, as dit jou ding is dit hoe jy God wil ontmoet. As jy nie daar saam met die ander mense wil by mekaar kom nie. Nou ja, ek dink nie, dit is Annie. Ek dink dat as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van die verloop, van die wyse waarop die volk van God ontmoet het, as jy byvoorbeeld gaan lees in die Ou Testament, Exodus hoofstuk 20, ek wil binnekort vir ons 'n artikel daaroor skryf, dis ontzagwekkend, dis indrukwekkend. Die volk van die Here staan verbuister en verstom en verskrik in die teenwoordigheid van die heilige God. Is nie sit met 'n lekker koppie koffie in 'n wingback chair nie. God ontmoet sy gemeente deur voorlesing of deurdat die sing van die beruimde lied uitgespreek word. Die seëngroet is die seën van God vir die samekoms en die gemeente antwoord hierop deur lofliedere te sing. Dan nou die hele ontmoeting met God daar is wisselwerking, daar is kommunikasie, daar is dialoog. Deel van my aanbidding van God en my diens van God in my lewe elke dag is gebed en praat met God en lees uit die Bybel uit en hoor God se stem. Wat sê hy vir my deur sy woord, deur die Bybel? Dit kan hardop gelees, opgesê of gesing word. En dan die gemeente antwoord met amen. Byvoorbeeld na die geloofsbelijdenis. Nou, ek dink 'n mens moet besef dat ons het hier 'n lang geskiedenis van hoe die erediens gewerk het. En ook spesifiek, as jy nou net kyk na hierdie een aspek, hierdie een klein stukkie van as die gemeente God ontmoet het. Hoe het dit gewerk in die geskiedenis? Ons het 2000 jaar van Nuwe Testamentiese kerkgeskiedenis, duisende jare van geskiedenis voor dit in die Ou Testament. Hoe het dit gewerk? Die kerk vandag kan nie sommer heeltemal 'n nuwe rigting inslaan en nie in ag neem hoe het dit gewerk al vir duisende jare. Hoe het God dit duidelik gemaak aan gelowiges oor duisende jare hoe hy ontmoet wil word nie? So dink 'n bietjie aan dit wat nou deesdae gebeur in eredienste, hoe dit werk en wat gebeur. Met die hervorming het daar 'n groot verskywing gekom. Want in die Rooms-Katolieke kerk, wat eintlik gebeur het is, omdat hulle die kerk in twee groepe gedeel het, die kleres en die leke. Die kleres was die priesters wat hulle beskou het as die intellektuele slim mense, en die leke was die gewone mense wat hulle beskou het as dom. Het die eerste gedeelte, die intree in die teenwoordigheid van God, het hulle 'n koor gehad wat opgetree het. En die gemeente het al meer en meer, omdat hulle gesien is as dom en oningeligte mense, het hulle al meer en meer op die kantlyn beland en was hulle net toeskouers. En die hervorming kom met Calvin en mense soos 'n goeie vriend van Calvin was Martin Boetser. Hy's meer onbekend dalk as byvoorbeeld Martin Luther, maar hy het 'n baie groot invloed gehad en hulle bring die Bybel terug in die erediens in en wat hulle doen is hulle sê
maar die woord van die Here moet gehoor word in die erediens. En dis hoe ons moet begin, en die gemeente moet self hier aan deelneem. Hulle moet nie net toeskouers wees nie. So, hulle het spesifiek Psalm 124 vers 8 gebruik, wat ek net vir julle gelees het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Daardeur is die gemeente onmiddellik ingetrek en betrokke, en ons sê, Here, ons is hier vir U. Ons is hier om U te ontmoet. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan vir ons oor U. Nou, dis 'n belangrike beginsel steeds vandag vir ons. Die gemeente is hier saam aan die woord. As ek is net die mondstuk, die predikant is maar net die mond wat die gemeente en wat God gebruik, maar die gemeente moet verstaan, dis die gemeente wat sê, Here, ons is hier vir U. En dan kom die Here en by monde van die predikant groet hy die gemeente met sy seën. En sy seën is genade en vrede. Ons kan nog meer daaroor praat, ook by geleentheid. In die gereformeerde erediens, uit die aard van die saak, is die mens se stem baie stiller as die stem van God. Dit moet so wees. Wat kan ons teenoor God kwyt raak? Wat kan ons teenoor God praat? Wat kan ons teenoor God sê? Ons kan praat, maar wie is ons? Ons is mense, ons is skepsel. Hy is die skepper, hy is die almagtige, hy is die ewige. Wat het God nie al alles gesien nie, as die ewige? Wat het hy nie al alles gehoor nie? Wat weet hy nie, as die alwyse? Hoekom is die stem van die mens vir die mens so belangrik? Moet ons nie ook net wees in die teenwoordigheid van die lewende God nie? Het ons verleer hoe om dit te doen? Wat dink ons van onsself? Jy sien die mens, die moderne mens, ken nie meer sy plek in hierdie verhouding teenoor God nie. Ons dink ons is vreeslik ontwikkeld en slim, en ons moet gehoor word. Ons is so gewoond, jy weet, ons moet gehoor word, dat ons word sommer kwaad as ander mense nie stil bly as ons wil praat nie, of as ons onderbreek word. As ons besef wie God werklik is, en as ons nog besig is met die ware God, dan verander al hierdie dinge. En ons raak stil. Ons raak stil voor God. En as ons in hierdie gereformeerde erediens inkom, dan raak ons stil voor God. En ons woorde raak minder, en ons gebruik hulle baie versigtig. Ons gebruik skrifwoorde eerder, Bybelwoorde, woorde wat ons weet, wat God vir onsself deur sy gees gegee het. Ons is nie vol van selfvertroue en hoogmoedige menslike selfvertroue nie, maar nederig. En dis 'n totale ander benadering tot die erediens, as wat jy deesdae sien by baie kerke. Ek wil vir julle sê, ek glo absoluut in hierdie gereformeerde manier van doen, as die regte manier van doen, om by die ware God uit te kom. Jy kan nie by die ware God uitkom met 'n hoogmoedige menslike houding aan jou nie. Jy gaan jou vasloop, jy gaan gestuit word deur die grootheid en die almagtigheid van die wese wie God is. En ek dink dit is juis wat ek my bekommer oor, wat verlore gaan by mense vandag. En ek glo dat dit predikante en geestelike leiers se roeping is om met die woord van God in die hand mense weer uit te bring by wie God werklik is, en daarom hierdie kritiese vrae die afgelope tyd. So dit het nie iets te doen met kultuur nie, en ek wil amper vir u sê, my kultuur moenie hier inmeng nie.
Dit is vastgelê in 'n geskiedenis van die ontmoeting met God deur die eeue. So hierdie beginsel van om in die teenwoordigheid van God te kom en naby God te kom in die erediens saam met ander mense moet ons probeer terugkry. En ons moet kyk, vernuwing in 'n erediens is nie verkeerd nie. En 'n mens kan daaroor praat en 'n mens moet baie versigtig wees vir formalisme, om dinge maar net uit gewoonte te doen. Dieselfde woorde uit gewoonte uit. En jy weet, as mense wil slaap of hulle is moeg, dan slaap by jou huis. Jy kan nie in 'n erediens gaan sit en slaap nie. Jy weet, hoe disrespekvol is dit teenoor die lewende God, as jy sê, wel, daar is niks opwindend in die ontmoeting met God nie. Dit is vir my so vervelig, dat ek raak aan die slaap. Jy weet, bly by die huis, want jou hele ingesteldheid, jou hart is verkeerd. Of jy karring of krap aan iets, jy weet, of het wat ook al is, jy karring en krap aan iets, sal jy dit doen? Sal jy dit vir een oomblik doen as jy gaan vir 'n belangrike werksonderhoud by 'n mens, en jy sit by die MD, die Managing Director, die bestuurder van daai groot maatskappy? Daar is by my geen twyfel, jy sal dit nie eers vir 'n oomblik oorweeg om dit te doen nie. Maar wanneer mense in die teenwoordigheid van die almagtigste wese in die ganse heelal kom, die enigste ware en lewende God, dan durf hulle sulke goed te doen. Hoekom? Want hulle dink hulle gaan nie oor die vingers getik word. Weet, en dan is dit 'n aanklag teen ons as medegelowiges, wat nou net gesê het, ons hulp is in die naam van die skepper van die hemel en die aarde, en ons laat toe dat iemand dit doen. Of ons gaan nie na die tyd en op 'n mooi manier praat ons met hulle en ons sê vir hulle, wat doen jy? Besef jy wat is hier besig om te gebeur? En dan sit jy en jy karring en krap, of jy laat toe dat jou kinders disrespekvol optree tydens die erediens. So dit is gewigtig. Ek dink julle hoor wat ek sê. Nou, daar is 'n radikale verskil deesdae in die wyse waarop mense of kerke God ontmoet, en ek het twee hoofgroepe gevat. Die een is die charismatiese of die kontemporêre manier. Jy weet, daar is soveel maniere wat hulle dit deesdae op doen, en daar is eintlik niks is meer vas nie. Elkeen doen dit maar soos wat dit vir hom goed is, teenoor die gereformeerde manier wat baie gekritiseer word. En ek kyk nou net hier na die introitus, daai eerste gedeelte van die toetrede, met ander woorde, daar waar ons die votum, die seëngroet, die eerste psalm of die eerste lied, en die geloofsbelijdenis het. Daar is die ontmoetingsdiens met God. Ons kyk net na dit, en eintlik nog net na die introitus, die eerste gedeelte, votum en seëngroet. Nou, as jy gaan kyk na die kontemporêre manier, hoe mense dit vandag doen, hoe hulle daarvan hou, gaan dit oor menslike ervaring, dit word 'n tipe van 'n viering van die mens, hulle is geneig om, ook in die musiek wat begin, wil die gemeente of opwek, of hulle aandag trek, maar dit is alles antropocentries, alles op die mens gerig. Dit is emosioneel, dit is aktueel, met ander woorde, dit is modern. En dan, dit is om die mense so 'n bietjie op te warm. Dit is soos wanneer jy weet jy gaan 'n motor hard moet ry, dan maak jy hom eers warm, dat hy op die regte temperatuur is, sodat jy hom nou goed kan brand. Dit is miskien wat ek kan sê, miskien jy weet, met die mens dit daarom nou ook nou nie so sê nie, maar ja, jy hoor wat ek sê, miskien het jy dit al gesien. En dan die gereformeerde manier, en dit kry baie kritiek, want mense sê, dit is so stil, dit maak hulle ongemaklik, maar
Dit is dis 'n goddelike oproep. Dit is heiligheid en eerbied en respek wat die kenmerk is daarvan. Dit is God wat via die predikant die woord lees. Dis baie streng skriftuurlik. Dit maak gebruik byvoorbeeld van psalms en dan dit is 'n verbondsvergadering. Dit wil vir ons sê, ons is hier as mense wat aan God verbind is, as individue, maar ook saam as 'n volk van die Here wat aan hom verbind is, wat hier by mekaar kom. So ek is bewus van my medegelowiges hier om my. Goed, so die begin van die diens is nie 'n menslike uitnodiging aan God om te verskyn nie. Dis nie ons wat vir God nooi en sê, hy moet inkom nie. Ek weet nie waar kom mense aan hierdie idees nie. Dis ons wat eintlik in God se teenwoordigheid wil wees. En ons gaan na die groot koning toe in. So ek dink jy het 'n baie goeie gevoel. Ek het nou 'n redelike gevoel vir u probeer gee van waarvan ons hier praat en hoekom ons dit ook doen op die manier wat ons dit doen. So as ons nou weer teruggaan en ons gaan kyk na ek gaan nou nie weer aandag gee, ek sal baie van hierdie inligting ook deel met die gemeente via artikels as ek tyd kry. Dan sien 'n mens goed, in die vroeë kerk is dit al so gedoen op hierdie manier. Daar is dus die ontmoeting met God, die skuldbelydenis in die ontmoeting voor God. Daarna spreek God deur die skriflesing en dit is dan gevolg deur die verkondiging, die teks en die preek. En dan hier het jy nou ook 'n uiteensetting van die verskillende dele van die gereformeerde erediens en julle sal sien, ons volg dit. Ons het dus 'n tipiese gereformeerde erediens. Goed, en dan die wotum seëngroet en die lofpsalm. Credo is die belydenis. Credo is dan die belydenis. Nou, Kuyper skryf dat 'n mens die wotum kan vergelyk met die hamerslag van die voorsitter van 'n vergadering, wanneer hy almal se aandag vereis om die vergadering te begin. God kom en hy spreek ons aan, hy eis ons aandag. Dit is nie maar sommer 'n menslike vergadering nie, dis ontmoeting met God. En daarom is daar ook verskillende dinge wat hier in my hart gebeur, nê, as die erediens begin. Daar is in die eerste plek 'n geweldige diep dankbaarheid by my, dat my lewe gespaar is, dat ek God weer kan ontmoet. Daar is 'n diep dankbaarheid in my hart, dat ek God kan ken, dat ek in sy teenwoordigheid kan kom. Daar is 'n gevoel van totale verslaandheid, van oorweldig voel, om so naby God te kan kom. Want ek weet wie hy is, ek is onder 'n diep indruk van wie hy is, en ek sê daarmee, jy weet, hy is altyd vir my onverstaanbaar en onbegryplik, soos wat ons bely in artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Maar tog kan ek iets beleef van sy teenwoordigheid op hierdie aarde, ek wat 'n skepsel is, wat in sy teenwoordigheid kom. Nou goed, ek is baie erg oor ons belydenisskrifte, en ek hoop jy deel dit met my, of ek hoop dit ontwikkel by jou. Gaan kyk 'n bietjie na die Heidelbergse Katekisme Sondag 38. Nou al hierdie tekste, ek weet nie of julle weet hoe dit werk nie, so daar by A kan jy al hierdie tekste gaan lees en nagaan. Ja, en ek wil vir jou sê, doen dit. In plaas van om net te besig te wees met jou telefoon of televisie te kyk, vat jou Bybel, werk hierdie goed deur. Die belydenisskrifte is in die agterkant van alle gereformeerde psalmboeke.
Ek hoop jy het definitief nog 'n psalmboek en dat jy nie net reken op 'n skerm nie. Wat gebied God in die 4de gebod? Nou die 4de gebod is dat ons uiteindelik die Sabbatdag moet heilig, nee, dat ons God moet dien. En nou ja, ons het nie meer die Sabbatdag nie, ons het nou die eerste dag van die week, soos wat ons dit ook vind in die Nuwe Testament. Die Sabbatdag is deel van die seremoniële wet, wat ook tot 'n groot mate was daar seremoniële wet aspekte aan hom, maar die Sabbatdag word die eerste dag van die week. Nou, ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Nou, dan word daar gesê, God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom. Kyk, tegnologie en Zoom is wonderlik en dit het 'n plek en ons kan dit gebruik, maar ek moet ywerig met die gemeente van God saamkom. Ons moet ook die gemeenskap van die gelowiges soek die hele tyd. Ek wil graag met my broers en my susters praat op 'n gereelde basis gedurende die week. Vir watter doel? Spesifiek dan om op die rustdag ywerig saam met die gemeente saam te kom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede, moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk. Ons is nie in daai gedeelte ten tweede is juis ook daar gesit terwille van dat ons moet raak sien, ons kan nie net gelowiges een dag van die week wees nie, maar ons moet gelowiges elke dag van die week wees. Elke dag is ek besig met hierdie belangrike oorheersende verhouding in my lewe, die verhouding met my God. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Baie mooi ook is artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. 'n Mens wonder, jy weet, hierdie goed is bekend. Dit is hier in ons belydenisskrifte en nou wonder 'n mens, maar lees mense nie die goed nie. Dat hulle nie besef wat die erediens moet wees nie. Kyk, ek weet, baie van hierdie moderne, contemporêre, populêre kerke het nie eens hierdie belydenisskrifte nie, jy weet, en dit is miskien deel van die probleem. Maar die wat dit het, hoekom lees ons dit nie meer nie? Hoekom sukkel ons so om te verstaan hoe ons God moet dien? So, elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Hierdie woorde sê nie dat daar is net een kerk, byvoorbeeld die GKSA waarin al die ware gelowiges is en al die mense wat in die GKSA is ware gelowiges nie. Ja, wat hier die artikel sê is dat mense wat waarlik in verhouding met God staan, soek medeware gelowiges. Hierdie is nie 'n spesifieke kerk nie. Hierdie is die beginsel. Hier word die beginsel gevestig van ware gelowiges soek mekaar sodat hulle saam kan kom, omdat hulle die Bybel lees en hulle lees van Israel van ouds in die Ou Testament en hulle lees in die Nuwe Testamentiese kerk van medegelowiges wat saamkom om God te dien. Dis wat ons hier het. Dit is die begeerte. Ek wil deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Teenoor dit wat ons vandag in die wêreld het, waar mense sê, ag man, ek bly by die huis. Ek sal God by die huis dien, ek gaan sommer net deur YouTube, ek kies vir my ene en ek bly by die huis en ek het vrede. Die artikel sê,
As jy besig is met dit, dan moet jy vir jouself werklik die vraag afvra. Wat gebeur hier in jou hart? Hoekom redeneer jy so? Want dit is nie wat ons in die Bybel kry nie. Dis nie hoe gelowiges deur die eeue geredeneer het nie. So, jy dink dalk jy is op die regte pad hier, maar jy is eintlik nie op die regte pad nie. Inteendeel, ek sê weer, gaan kyk na Israel vanouds, gaan kyk na die Nuwe Testament, na 'n boek soos Handelinge, gaan kyk na hoe die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan het, gaan kyk hoe die gelowiges by mekaar gekom het, met watter doel, met die doel om God te dien. En ja, dinge loop verkeerd, wanneer mense in kerke nie meer op God gefokus is nie, maar op mense. Wanneer dit gaan oor menslike dinge en nie meer oor Godse dinge nie. Nie net Godse dinge nie, maar oor God self. En ja, hopelik is dit so by die gemeente waarvan jy deel is. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp. So hoe om gemeente te wees is 'n taak, is 'n verantwoordelikheid van ons almal, en dis onder andere ons oefen onsself in die leer, ons onderwerp ons aan die tug van die Here, die nek onder die juk van die Here Jesus te buig, en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges, om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit waar God dit ook al gevestig het. Van soek dan daai kerk waar jy sien, hierdie mense is nie net besig met menslike dinge nie, hulle is regtig besig met God, hulle doelpunt, hulle mikpunt is God. Selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. Ek kan werklik sê, ek kan hiermee saamstem. Ek verstaan dit en ek kan hiermee saamstem, en ek is werklik ook bereid om met enige iemand wat meer vrae hieroor het te gesels. Kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 16 vers 2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Nou, konsekwent vind ons in die Nuwe Testament dat na die opstanding, kyk, die Sondag is die opstandingsdag, en na die opstanding van ons Here Jesus het die vroeë kerk verstaan, dat die dag waarop ons by mekaar kom is die opstandingsdag. Dit is ook simbolies tekenend van die feit dat ons opstaan deur ons Here Jesus Christus, en dat ons opstaan in 'n nuwe lewe, dat ons toewy aan God. So jy weet, mense wil vreeslik baie maak van die Sabbat. Maar vat nou vir my as 'n predikant. Ek kan nie, ek werk op die eerste dag van die week, na regte moet ek die maandag afvat, en dit staan ook so in my beroepsbrief. Een dag van die week moet ek op sy sit vir my verhouding met die Here. Dis nie net om liggaamlik en fisies te rus nie, maar gaan weer eens oor die Here en oor die verhouding met hom. En dit gaan oor die beginsel van die Here gee vir my daar 7 dae, en hy sê 6 kan ek aanwend vir normale aktiwiteite, 1 dag van die week is spesifiek vir hom. Nou watter dag dit is, word bepaal deur in ons geval die opstanding en ons as gelowiges wat kan saamkom, en ek neem daaraan deel. Maar nou moet ek ook nog die liggaamlike rusgedeelte probeer doen, en dan moet ek dit eintlik op 'n maandag probeer doen. Nou, ek en my kerkraad reël dit, en ek rapporteer ook aan hulle, daar, ek probeer ook by die liggaamlike rusgedeelte uit te kom.
So, dit gaan daaroor, dis die beginsel van een dag van die week. Daar lees ons in die Bybel, in die Nuwe Testament, dit was die eerste dag van die week wat die gelowiges in die Nuwe Testament by mekaar gekom het, nie meer die Sabbat nie. Inteendeel, Paulus sê uitdruklik in Kolossense 2, dat ons nie meer die Sabbat of die ander feeste moet onderhou nie. Gaan kyk in Kolossense 2. Gaan kyk in Kolossense 2. Gaan kyk waar of hierdie goed ook in jou Bybel geskryf staan, voordat jy nou weer deur mekaar gepraat word deur 'n sabbatariër, met ander woorde deur 'n sewende dagse adventis, wat soveel wil maak van die Sabbat en terugkeer na sekere Oud-testamentiese wette. Wees baie versigtig daarvoor. En dan Openbaring 1 vers 10, waar Johannes duidelik dan ook die openbaring ontvang op die Sondag, nee, eerste dag van die week. Ek was in die Gees op die dag van die Here. Nou die dag van die Here is 'n baie gelaaide term in die Ou Testament. Dit is die Yom Yahweh. Dis die dag van redding vir die volk van die Here, die kinders van die Here, teenoor die dag van oordeel vir die ongelowiges. Maar die dag van die Here in die Nuwe Testament van Openbaring is tog in die Nuwe Testament, dieselfde met Korintiërs. Dan word dit Hemera Kyrie. Nou, Kyrios verwys altyd na die tweede persoon van die drie-eenheid. Dit is die Here Jesus. Die dag van die Here Jesus. Nou, wat is die dag van die Here Jesus? Dit is sy opstandingsdag. Dit is die Sondag. En ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê. En dan uiteindelik, as jy na Openbaring 1 gaan kyk, dan beskryf Johannes vir ons hoe hy die Here Jesus ontmoet en hoe die Here Jesus aan hom verskyn. Presies wat met ons gebeur wanneer ons na die Here toe kom om hom te ontmoet in die erediens, nee. Dus dit is 'n pragtige beskrywing eintlik van mens kan amper sê onder leiding van die Heilige Gees belewing van 'n apostel van wat die Here ontmoet. Fantasties. Goed, so wie spreek die votum uit? Dit is natuurlik die liturg of dan die predikant wat die gemeente voorgaan en God wat ook sy mond gebruik om die gemeente toe te spreek. Dit is dus 'n diep geloofservaring wat daar plaasvind in 'n erediens. Ek wil net hier ook wys op dat dit is 'n ordelike vergadering, 'n ordelike openbare vergadering. Ek wys graag op Hebreërs 10 en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. En met die dag sien naderkom, glo ek verwys hy na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So natuurlik Hebreërs 10 vers 25 is die klassieke vers ook om te gebruik by mense wat nie die erediens wil bywoon nie. Nou, bo en behalwe Psalm 124 vers 8, wat ek dan nou self persoonlik al vir baie lank gebruik, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, het ons as kerke ook in 'n synode saam besluit op hierdie volgende gedeeltes. En ek dink tog dit is nodig dat en dit kan goed wees, sodat ons nie verval in formalisme en in gewoonte godsdienst nie, dat ek afwisselend van hierdie ander gedeeltes begin gebruik. Goed, ek gaan vir ons hier dit eers afsluit, voordat ons na 'n volgende gedeelte toe gaan. So ons het nou nog net daai eerste gedeeltetjie gedoen, van die erediens, en dan begin jy besef, en miskien voel jy, ek het hierdie goed nie geweet nie, ek het nie hierdie detail geken nie, ek het nie eens geweet dat dit is wat alles gebeur nie, dit mag so wees, maar juist dit is dan nou die voordeel ook van 'n Bybelstudie, dat 'n mens met mekaar vanuit die Bybel uit na hierdie Bybel en belydenisskrifte, ook na hierdie dinge kan kyk, meer kan leer, sodat jou verhouding met die Here en in daai ontmoeting met die Here kan groei en kan verbeter. Goed,
Ek wil vir julle geleentheid gee vir enige moontlike vrae of opmerkings van julle kant af. Jy kan net jou mikrofoon unmute of jy kan jou hand opsteek as jy lus het en dan kan jy 'n opmerking maak of jy kan 'n vraag vra. En julle kan regtig die vrymoedigheid neem om dit te doen. Goed, ek sien nie dat iemand iets het nie of iets wil sê nie. Ek gaan dan vir ons die Bybelstudie afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is wonderlik om hierdie dinge te leer en te besef, en dit is groot dat U ons toelaat naby U, en dat U naby ons wil wees. En dis 'n groot voorreg vir ons wat ons ook stem tot dankbaarheid teenoor U. Ons wil dan in die toekoms hierop nog verder ingaan. Ons wil dan ook in die toekoms, wanneer ons in die eredienste kom, op welke wyse, maar hopelik in die besonder is dit vir ons moontlik om fisies te gaan, wil ons die ontmoeting met U op hierdie vlak beleef. En daarom bid ons vir die leiding van die Heilige Gees. Gee dat ons hier altyd in waarheid sal dien, en in opregtheid. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ja, baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n voorspoedige dag vir julle almal.